Goeiemôre vriende, dit is lekker om so saam met julle te wees. Dit is altyd vir my lekker wanneer ek saam met julle verkeer en dit is my regtig 'n voorreg om deel te wees van die geloofsgemeenskap hier in die Hoek en sy omstreke. Dit is heerlik om vanmôre ook so saam met julle te wees. Ons het gistermôre by 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 'n bietjie gepraat, maar ek het ongelukkig vergeet om my telefoon aan te sit en die diens op te neem. So ek het besluit terwyl dit nou gebeur het en ons in elk geval die week oor 1 Johannes redelik volledig onthou, gaan ek vanmôre net eers gou vir u die boodskap oor 1 Johannes 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 gaan ek vir u opneem en dan bietjie later in die dag wanneer ek dit klaar instudeer het, die volgende gedeelte, dit is dan nou van vers 7 tot by vers 21 van 1 Johannes 4. Môre die eerste gedeelte van 1 Johannes 5, en woensdag die tweede gedeelte van 1 Johannes 5, en daarmee maak ons dan klaar dan net nie 'n volledige reeks oor die eerste Johannes boek in die Nuwe Testament. Ons gebruik is dat ons saam bid en dat ek dan die teks lees en dan gaan ons tot die gedagtes daar omwissel. Mag die Here ook vanmôre vir ons deur sy woord en gees baie ryklik seën. Kom ons gebruik ons verwysingshoofde. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook elektronies so by mekaar kan lees. Dat die wêreld so ontwikkel het in die omgang van met mekaar, dat dit vir ons moontlik geword het om hier in 'n studeerkamer te sit en 'n opname te maak wat oor die wytes van die land versprei word. Hier in ons eie Mook gemeentetjie, 'n klomp mense wat elke dag daarna luister en wat elke dag deel van hulle lewens maak. Ons wil vanmôre bid dat U deur die Heilige Gees werklik vir ons die boodskap reg sal laat verstaan, sodat ons dit ook met mekaar kan deel tot opbou van die gelowiges, van die gemeente, maar veral ook sodat ons beter en beter deur die krag van U Heilige Gees voor U heiligheid kan lewe. Seën ons asseblief in ons samesyn in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir u 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Wil net vir u daaraan herinner dat Johannes het 'n baie mooi vloei van beredenering in die boek. So hy het al hoofstuk 3 geëindig met die woorde in vers 24, wie sy gebooie onderhou, bly in hom en hy in hulle, en hieraan weet ons dat hy in ons bly deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Nou skryf Johannes in hoofstuk 4 die volgende woorde. Hy sê, geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie vals profete in die wêreld. Hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword is uit God. En elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die Antichrist, van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle kinders is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld en daarom praat hulle soos die wêreld en luister die wêreld na hulle. Ons is uit God en wie God ken, luister na ons. Wie nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit erken ons die gees van die waarheid en die gees van dwaling. Nou ek het gistermôre die preek wat ek graag môre as boodskap vir u wil opneem, begin deur doodgewoon in die gemeente te vra of daar iemand is wat weet hoeveel mense daar in die kerk is. Nou ek het ook baie duidelik gesê, ek vra dit nou nie uit ydelheid nie, ek wil dit gebruik as 'n beeld in die preek en dit het toen ook so uitgewerk, dat daar is vinnig so koppetel gedoen en daar is gesê ons was 47 mense in die erediens. En ek het vir die boodskap in 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 so begin.
Ek het gesê, hier is 47 mense in hierdie kerkgebou, hier is 47 geeste in hierdie kerkgebou. En jy sien, elke mens het sy eie gees. Die gees wat in ons is, die gees waarmee ons gebore word, is die ons. En dis die manier waarop ons onsself in die wêreld aanbied. In die Bybelse gedagtes oor menswees bestaan die mens uit 3 komponente wat deur God noukeurig saamgevoeg is en wat op die meeste onderskei kan word van mekaar, maar nie behalwe deur die dood van mekaar geskei kan word. Ons bestaan uit 'n liggaam, dis ons fisiese teenwoordigheid in hierdie wêreld, en dan bestaan ons uit 'n gees wat ons geestelik, emosionele en sielkundige teenwoordigheid in hierdie wêreld is. En dan bestaan ons uit 'n siel wat die onsterflike deel is. Ek hou daarvan om hierdie onsterflike deel te beskryf in terme van energie. Want energie kan nie vernietig word. En die siel is ons onsterflike ons. Die gaan uiteindelik, wanneer ons sterf, gaan daardie deel, die siel, na God toe. Die liggaam gaan onder die grond of in die oond in, en die gees verdwyn. Die verdwyn van die gees probeer ek altyd verduidelik aan die hand van die hele gedagte van die laaste hond wat jy gehad het wat dood is. Nou ek het dit al van tevore in die reeks gesê, ek wil dit weer sê dat dit by jou kan insink. Al sou jy by dieselfde teeler, dieselfde tipe hond, dieselfde geslag hond, alles dieselfde koop, en jy bring daardie hond huis toe, het jy nog nie jou ou hond terug. Want hierdie hond het 'n nuwe gees van sy eie. Ek is jammer. En hy lewe op sy eie manier. Ek het nie gister maar hierdie voorbeeldjie gebruik nie, maar ek kom nou my kop op, so ek wil graag gebruik. Ek het 2 opreggeteelde Jack Russeltjies by my by die huis. Hulle is 2 boeties uit dieselfde bergsel. Die eerste enetjie is eerstegebore, die grootste enetjie, die oudste enetjie van die 2, en daar was 5 hondjies in die werksel, en die kleintjie wat ons dan nu weet is die laaste gebore. Daai 2 hondjies kom uit dieselfde ma, uit dieselfde pa, onder dieselfde omstandighede in hierdie wêreld in. Hulle bly in dieselfde omstandighede vandat hulle van hulle ma weggeneem is en by ons kom bly. Maar dis 2 lewensverskillende honde. Ek probeer vir jou verduidelik, hoe werk die ding met jou gees? Jou gees is die manier waarop jy jouself presenteer in hierdie wêreld, waarop jy jouself aanbied in hierdie wêreld. Daarom, soveel mense, soveel geeste. Dit is eenvoudige waarheid. En dit is aan die een kant waarvan Johannes hier in hierdie teksgedeelte met ons praat. Hy sê, moenie elke gees glo, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie vals profete in die wêreld. Nou, net as jy die uitdrukking vals profete hier raak lees, moet jy toch verstaan dat Johannes verwys na hierdie verskillende kategorieë van geeste, waarvan hy praat, waarvan ons sommige moet glo en sommige nie moet glo nie. Wat ons moet toets om te kyk of hulle uit God kom of nie uit God kom. Nou, die vervulling met die Heilige Gees lyk vir my partymal vir ons gereformeerde denke 'n redelike moeilike konsep om te verstaan. So ek wil dit vanmôre vir julle aan die hand probeer verduidelik van andersom. Dat die hele gedagte waarmee Johannes hier in hierdie gedeelte werk, waar hy sê dat ons uit God is en dat God, of dat ons in God is en dat God in ons is, wil ek probeer verduidelik deur vir u die beeld van Jesus se menswording net op onsself ook van toepassing te maak. Wat het gebeur by Jesus se menswording? Wat het van sy godheid geword? Was Jesus tegelijkertijd God en mens? En hoe het dit gekom dat ons so min van sy godheid gesien het en so baie van sy mensheid as ons byvoorbeeld die evangelies gaan deurlees? Nou,
dieselfde gesindheid en die menswording van Jesus. Kolossense 2 vertel ook vir ons hierdie storie, waar die menswording van Jesus die bron van ons menswees word. Vertel vir ons hierdie storie dat hy sy godheid bedek het met 'n menslike liggaam. So het sy godheid oordek. En ek wil dieselfde beeld vir jou toepas met betrekking tot die inwoning van die Heilige Gees. Jy het 'n gees, en die ding wat ek en jy met mekaar in gemeen het, is dat ons gees oordek word deur 'n Heilige Gees, deur God se Gees. En as ek en jy dit kan regkry om onsself te sien as iemand wat met hierdie rok oorklee is, wat ons dan die Heilige Gees noem, dan begin ons iets verstaan van wat dit beteken om vervul te wees met die Heilige Gees. En dit is waarmee Johannes hier besig is. Onthou nou, Johannes is die hele tyd besig om te werk met hierdie onderlinge meelewing, hierdie gedagte wat hy in Hoofstuk 1 reeds genoem het, dat ons met God verbonde is, dat ons so met God verbonde is, dat ons verbondenheid met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en die Seun, die wese van ons bestaan, van ons Christenwees in hierdie wêreld word. So hierdie verbondenheid van ons kom dan baie duidelik na vore daarin, in die mate waarin ons toelaat dat die Heilige Gees ons gees oordek, soos wanneer ons 'n kleed oor iets gooi, sodat dit nie sigbaar is nie. Nou met Jesus 'n menswording het dit so gewerk dat ons het sy mensheid gesien, ons het hom as mens beleef. As ons in die evangelies gaan lees, dan beleef ons vir Jesus as mens, ons sien sy mensheid. En so nou en dan, so elke nou en dan in die verskillende evangelies, dan word daar die kleed wat Jesus se godheid oordek, word dit so 'n bietjie opgelig. En dan kry ek en jy so 'n klein kykie, 'n glimps noem ek dit, kry ons so 'n glimps in Jesus se godheid in. As hy Jairus se dogtertjie gesond maak, as hy die man wat by Bethesda lewenslang verlam sit, sê vat jou bed en gaan huis toe. As hy vir Lazarus uit die dood uit opwek, as hy die Romeinse owerste se dogtertjie gesond maak, as hy vir Tabitha uit die dood uit laat opstaan, dan sien ons so ietsie van sy godheid. So Jesus se mensheid oordek sy godheid, hy is volledig mens, is terselfdertyd ook volledig God. Nou ek en jy, na aanleiding van hierdie gedagte van lig die kleed so bietjie, doen dit ook. Maar as ons die kleed lig, dat hierdie oordekking van die Heilige Gees ons lewens beheer en vorm, dan gebeur daar iets heeltemal anders met ons. Dan word ons self, kom ons noem dit ons eie ek, in daardie oomblik sigbaar. So die oomblik wat jy byvoorbeeld in selfsug begin handel, wanneer jy liefdeloos optree, wanneer jy sonde doen, sonde wat jy weet wat verkeerd is, wat jy doelbewus doen omdat jy dit wil doen, wanneer jy dit doen, dan word hierdie kleed so 'n bietjie opgelig, en in plaas daarvan dat die mense wat na jou kyk, of wat na ons kyk, die kleed van die Heilige Gees in ons sien hulle hierdie eie ek, hierdie skootseer uitkryp onder hierdie bedekking, hierdie oordekking van die Heilige Gees. Dit is die een kant waarmee Johannes praat. So die hele tyd, terwyl hy oor hierdie hele gedagte van ons het 'n gees en ons het ook die Heilige Gees praat, is dit die een helfte van waaroor hy praat. Dan gaan hy na die ander kant toe, en die een ding wat gemeen is die ander mense het ook 'n gees. En hulle word ook deur 'n gees oordek, maar nie die Heilige Gees. Johannes sê die gees van die Antichrist. So die Antichrist se gees oordek hulle. En as die Antichrist se gees hulle oordek, dan is die een ding wat ons van daardie mense raak sien, is die sonde. Want die Antichrist is van die begin af, laat ek liewer sê, die Satan, wat die oorsprong van die Antichrist is van
staat en ook van die begin af die leenaar. So as mense se lewens draai rondom syp en lieg en bedrieg en vermoer en hoer, dan kan 'n mens daarvan redelik seker wees. Nee, jy kan daarvan doodseker wees dat hierdie mens nie met die gees van God oordek is nie. En dis die twee dele van hierdie beeld wat Johannes in hierdie gedagtes aan ons kom voorstel. Nou moet ons onthou, en julle sal nou al, as julle na die videopies geluister het, sal julle die woord al 'n paar keer gehoor het. Nou moet ons onthou dat Johannes primêr fokus vir die gelowiges wat in die omstreke van Efese gebly het, wanneer hy hierdie boekie skryf, fokus hy primêr op 'n dwaling wat in daardie gemeentes die ronde begin doen. En daardie dwaling noem ons die dosietisme. En wat die dosietisme eintlik gedoen het, is hulle het gesê, die liggaam, die vlees, hierdie deel van jou menswees is sleg, en die gees is altyd goed. Kom ek sê net die liggaam weer, want die woordjie altyd uitgelaat. Die liggaam, hierdie deel van jou menswees, hierdie aardse bestaan van jou, is altyd sleg. En die gees, sê hulle, is altyd goed. Hulle het ook gesê, die gees is reeds by God, en daarom maak dit eintlik nie saak wat jy hier met jou liggaam doen nie, want dit kan nooit jou gees beïnvloed nie. Nou, die dosietisme was 'n filosofie wat in daardie tyd ontstaan het, en hulle het vertel, veral in twee skole, het hulle uiteengeloop. Die een skool het gesê, Jesus was werklik mens, maar nie God. Hy was 'n goeie mens, wat op aarde geleef het en vir ons 'n voorbeeld gewys het, maar sy gees was soos ons menslike geeste ook by God. Dis die een skool. Die ander skool het gesê, Jesus was waarlik God, maar hy was net oënskynlik mens. Hy het net 'n skynliggaam gehad. En al twee van hulle het uiteindelik daartoe gelei, dat die kruis op Golgotha, die kruis wat ons bron van verlossing geword het, omdat Jesus daar die prys vir ons betaal het, dat daar die kruis nutteloos geword het. As Jesus nie volledig mens was nie, dan het dit niks gehelp dat hy in ons plek gelei het nie. Want hy kon dan nie ons menslike sonde op hom neem, net so min as wat die bul in die Ou Testament, of die ram in die Ou Testament, die sonde van die Israeliet volledig kon wegneem, net so sou hierdie skyn Jesus nie die sonde volledig kon wegneem. As hy dus 'n skyn Jesus waarlik God was, dan het sy offer niks beteken. Dis die valsheid van hierdie teologie. As hy volledig mens was, maar hy was nie God nie, dan kon hy nie, die groot woord daarvoor is propitiation. Versoening is miskien die beste vertaling vir ons sonde doen. Want hy sou nie die krag gehad het nie, hy sou self ook 'n sondaar gewees het, en hy sou nie daartoe in staat gewees het om die drag van die sonde van die mensdom op sy skouers te neem en daarvoor aan die kruis op Golgotha te sterf. En dit is wat die dosietisme selfs in ons dag so gevaarlik maak. Daar's mense in ons dag wat sê, maar Jesus was nie waarlik God nie. En onder andere kan mense dink aan die Jehovah Getuies, en jy kan dink aan die Sabbatariërs, en al daardie Ou Testamentiese godsdienstgroepe wat daarop aanspraak maak dat hulle ook Christelike groepe is, maar eintlik verkondig Jesus was nie waarlik God nie. Die hele gedagte van Jesus was maar net 'n skyn mens, het die geskiedenis verdwyn sover as wat ek kon vasstel, maar dit gaan primêr oor hierdie Jesus is nie waarlik God. Nou ons het gistermôre die nagmaaltafel aangesit. En vriende, die waarheid dat Jesus werklik mens is, en dat ek en jy dit bely, en kom ons praat sommer gou met mekaar net oor bely, voordat ons verder gaan om die hele idee van die nagmaal te verwoord. Bely is baie meer as iets wat jy moet jou mond doen. Ek hou van die uitdrukking en ek gebruik dit dikwels en julle sal daaraan gewoond raak, soos wat ons saam
die Here dien in die woord. Ek hou van die uitdrukking om te sê, dis mond, maar is ook hart, en dit kom uit die hart uit op, en dit is ook hand. So woord, bely, beteken hart, mond, hand. Dit wat in my hart leef, is dit wat ek bely, en dit wat ek doen. Nee, ek wil dit andersom sê, dit wat ek in my hart glo, is dit wat ek met my mond uitspreek, en wat ek met my hande doen. Dit is wat die woord die bely beteken. So bely beteken nie om so terloops in te stem dat Jesus wel die Christus was, sonder dat daardie belydenis van dat Jesus die Christus is, dat dit 'n verandering in my lewe teweegbring. Die geloof in Jesus Christus is per definisie 'n bekeringsaksie. As ek die genade van geloof van God af ontvang het, dan kom ek van selfsprekend tot bekering om te lewe onder die beheer van die Gees wat my oorweg. En dit is die groot ding wat die nagmaal sin gee. Want as ons by die nagmaal sit en ons vat 'n broodjie en ons breek hom en ons deel die broodjie wat met mekaar, en dit is so mooi dat ons nie 'n wit brood koop en dan in blokkies opsny en dan kry jy blokkie. Ons sê nog altyd dis een brood, maar hierdie wonderlike idee in ons gemeente van daar 'n ronde broodjie wat ons uitdeel en gesinetjie vat en wat deel met mekaar, egpaar vat en deel met mekaar. Dis vir my so mooi vir my. Ons vat 'n broodjie en ons breek dit. En as ons daai broodjie breek, dan breek hom, dan glo hom, dan bely hom, dan doen hom. Jesus se liggaam is vir my as 'n prysgroot. En dan vat ons 'n bietjie wyn en ons gebruik hier by ons in die gemeente sommer net kelkies. En voor by die tafel skink ons die wyn in 'n groot beker, in 'n volle beker. En ek gee dit is 'n voorreg om te kan bedien. Ek gee dit vir die ouderlinge langs my en ons het tot bestaan. Wanneer ons daar die slukkie drink, is ons tot bestaan. Dit is Jesus se werklike bloed wat vir my gestort is. Jesus se werklike liggaam wat vir my gebreek is. Jesus se werklike bloed wat vir my gestort is. En as ek en jy net daardie dingetjie verstaan, dan sê Johannes vir ons, dan lewe ons uit God. Hoekom? Want hierdie oordekking van ons menswees gaan deur ons hele menswees, en in ons belydenis glo ons dan met ons hele hart dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is my ter versoening. Hy het vir my verlossing daar gaan verdien. Hy het die prys daarvoor gaan betaal. Ek en jy is net vry omdat daar 'n kruis op Golgotha staan. En as ek en jy dit onthou, dan kan ons rustig die nagmaal gebruik en kan ons rustig vir mekaar sê, ons weet, ons lewe. En as lewe lewe, het hy sy Gees gestuur om ons oordek. Of in terme van die Bybelse begrip daarvan, ons so te vul dat dit oor ons uitvloei en ons menswees toemaak. Die ander kant is verskriklik. Die ander kant erken dit nie. Die ander kant, vir die ander kant is Jesus niks. Niemand. In die historiese figuur. Iemand wat wel gelewe het, hier rondom die begin van ons jaartelling, maar hy het geen invloed op hoe my lewe verloop in die wêreld. Dis 'n verskriklike gedagte. Ek het daarna die gemeente uitgenooi om saam met ons nagmaal te gebruik en almal het die broodjie geneem en dit gebreek en dit geëet en bely hart, mond, hand. Jesus se liggaam is vir my gebreek. En ons het die beker geskink en ons het die kelkies uitgedeel en ek het die beker vir die ouderling langs my gegee en ek sê drink dit. En
daardeur bely in hart, mond, hand, dat Jesus se bloed regtig vir my gestort is. Ek wil vir jou vanmôre vraag, glo jy? Jy dit glo, raak rustig. Wees bewus daarvan dat die Gees jou reeds oortuig het. Ek het 'n broertjie dood aan mense wat praat van daarvan praat as hulle wedergebore Christen is. So asof daar 'n soort Christen is wat nie wedergebore is. Ongelukkig dink ek, en ek sê dit ronduit, en ek dink ek het dit in hierdie reeks al gesê, ek het baie goed in hierdie reeks gesê, ek het jou nie elke woord wil sê nie. Ek dink dit is 'n dwaal, die hele gedagte dat daar 'n wedergebore Christen kan wees en nie wedergebore Christen is 'n dwaalende opkom en selfvoldaanheid. Ek glo daar. Ek het nog gesê, ek is soveel beter as julle, want ek is 'n wedergebore Christen. Vriende, as dit jou gewoonte was om te sê, stop ek vandag, dis lelik. Dis verskriklik lelik. Dis 'n ontkenning van Jesus se werk vir die mense in die lewe. Ek het die lewe vir Jesus, hou daaraan vas. Sy Gees het ons oordek, sy Gees het ons so vervul, dat dit oorgevloei het in ons hele wese oordek. Toe sy Gees ons vervul, weet daar, weet dat is nie vir ander lewe nie. Mag die Here jou daarin help. Julle weet ek bid vir julle in hierdie reeks, vir elke een wat luister in hierdie reeks. Ek doen dit ook vir hierdie diens. Ek vra ook vir die Here dat ek dit